Right, so, ek is hier by Japie Breed. Hy het begin, hy is allemaal 'n eentjie gestroop. Maar hy moes al 2 maande terug klaar gewees het. Soos julle weet, reën het maar 'n bietjie rondgeneek en al die goed. Kom ons vind uit, hoe het die badger hom behandel? Is dit die moeite werd? Ons is nou by strooptyd. En kan julle sien, die goed staan nog, die blare is nie meer so lekker daar nie, maar die mielies staan nog. So kom ons luister. Japie, hoe lyk het? Nee, doodstil, rustig. Okay, right, so ons het begin van die seisoen gepraat. Toe sê jy, ja, ons moet nou maar by strooptyd uitkom en dan sal ons sien. Hoe die badger jou behandel? Badger het goed behandel, die weer nie so lekker. Ja, hy is nie so maklik gewees hier, nee. Nee, as ek het, anders kon my plan het seker 'n bietjie beter gegaan het, maar vir die omstandighede wat ek sê, bittergoed. En vertel my 'n bietjie, wat beteken bittergoed? Wat is die een ding wat vir jou uitgestaan het? As ek gesê het van tevore, ek het my ander fabrikaat planter, met al die kunsmis wat ons opsit op die planter, het ons 'n pinchrow tussen die 2 wiele. En hy ry het so afgegaan. Hy het amper so 'n foutjie gemaak in die middel van die Want dis nou maar basies, jy praat van 'n pinchrow, maar dis waar jy hom trap eintlik, wat die ry wat tussen deur die wiele gaan. Wat daar die 2 trekkers se dubbelwiele loop hierso soos hierdie ry, en dan die planter se 2 dubbelwiele, en hierdie ry was altyd korter as die ander gewees. Badger het baie meer kunsmis gelaai, wat 6,5 ton kunsmis wat hy op sy gat dra met daai 4 groot wiele. En ons het nou stroop, maar al die mielies is tabletop. Dit is 'n helse verskil. Jy weet, want dit is een van die goed wat baie boere vir my sê is hulle sê jy kan sien waar 'n badger geplant het. In terme van die opkoms, dit is 100% gelyk ensovoorts. Hoe translate daai terug vir jou in terme van opbrengs? Wel, opbrengsgewys, ek plant al jare met precision planting. So die uitmeetstelsel is dieselfde. Ja. Daar's nie 'n verskil nie. Dit is met dit wat ek nou gesê het, en dan my algeheel oor al my spulpunte. Daar's nie 'n spulpunt wat baie swakker is as die ander of baie beter as die ander nie. Almal is gelyk, my gemiddeld van my spulpunte het opgetel vanjaar teenoor die vorige jare. En jy plant primêr, het jy wit geplant, geel, hoe lyk jou spread? Ja, vanjaar het ons wit geplant. Ja. Ek is nie eintlik 'n wit boer nie, maar maar ja, as jy die wit geplant, ek is baie verras met wat hier aangaan. Hy is swakker as 'n geel. Mediese genetika is nie waar geel is, daai cornbelt is nie, maar ek skat ons sal klaar maak op so 16,5 ton gemiddeld op die spulpunte. Gister in 'n jaar soos hierdie. En dit was nogals koud geweest eers. Ons het in begin September geplant om Maart te kon stroop. Ja, ons aan die einde van Mei. Ja, jy kon, wel, teoreties kon jy al Maart stroop, maar ek kon stroop, maar hulle het vasgesit op 15,5% vir 2 maande. En dink jy Melenaar wil vir jou uit jou posisie uit laat kom maar vroeg? Nee, hy laat jou spread. En elke keer as hy laat spread, dan gaan die dollar so. Dit is mos nou presies. En dan raak iemand nog weer iets kwyt ook, nee. Ja, nee, net so. Nee, toe die spread nou in hulle voordeel is, toe ewe skielik mag ek 15% mielie stroop. Maar ja, ek is doodgelukkig. Die graad is goed, die staan vermoë van hierdie is ongelooflik goed, so geen probleme wat ek gekry het nie. Want luister hier, dis 'n belangrike punt wat jy maak, nê. Veral nou wat jy in hierdie tyd wat jy is, as jy kyk na daai goed se singulation en jou interhuispassiering wat jy basies het, sit jy nie met daai goed waar jy jou dubbelputte kry bymekaar nie. En want kyk, jy het net nodig vir 1 of 2 mielies om te begin val, dan raak dit mos nou domino's. Ja, nee. So as hulle kan staan almal met jou interhuispassiering reg is, dan kry jy net op wat jy nou soos kan sê, hoorie, ek is eintlik 2 maande laat, maar die mielies staan nog. Hulle staan nog, ek is baie verras, baie verras. Met die veelheid reën wat ons, die goed was afgewees, klaar. En nadat hulle klaar fisiologies ryp was, het ons nog 300 mil reën op hulle gehad. So, ja, dit is ongehoor nie. So, ten minste daar waar die put geval het, en die badger omloop vasttrap, nee. Ek het hom vastgehou daar so. Nou maar luister, ek was gevange draai en dan check ons bietjie. Wonder. Right, so okay, voor ons ingaan nie, ek dink, as jy hom so kan kyk, daar so, glad, nee, hy's rarig, soos jy sê, tabletop. Vertel my gou daar op die kaart. Alles wat, ek het 15 ton bemesting neergesit.
So alles wat donkergroen is in boto is 15 ton en op. So jy het letterlik, dis nou op jou, wat eintlik maar van jou field view tipe van goeders afkom. Ja, op jou opbrengsmonitor. So dis hoe jy hom basies, noem dit maar kalibreer. Ja. Sê, okay, daar weet jy waar jy geld maak en nie geld maak. Ja. So ek neem aan daai sloot, ek neem aan daai se sloot wat daar deur gaan, hierso. Ja. Ja, is hierdie paadjie. Hoe is die pivotpad wat hier deur? Ons hierdie kant gestroop het ons so vasgesit, ek moes hierdie uitsny. So ek moes dwars oor die rye gegaan het. Okay. Dis 2,5 weke terug. Toe kon ek nie glad nie hier ingaan nie. Nee, want ek onthou toe ek Nampo toe gaan, toe sê vir my gaan maar Nampo toe, ek stoei nog. Ja, ek kan nie sê ons gaan nie nou ook stoei nie, maar ja, kom ons kyk maar. Ons gee ons beste. Right. Ek kan regtig nie glo goed hierdie goeie staan vir die tyd nie, nê. Ja, is ongelooflik hoe hulle nog steeds staan. Kyk, ek wil nie sê dit is die plante noodwendig net nie, want kyk, die saadhou gaan ook mos nou klim laat dit is die kultivar, nê. Almal gaan iets klim, maar almal gaan iets klim, maar ek dink 'n kombinasie van alles saam. Ja. Maar ja, die opbrengs is daar 16. Daar is ons klaar op die 16, 17 en 'n half. En wat is die beste pivot wat jy tot dusver gekry het? Jy sê 18 tot by 22. Het jy tot by 22 gegaan? Ja. Dis baie goed. Nee, julle spulpunt nie, so ek sukkel nog om daai gemiddelde te handhaaf vir 'n hele spulpunt, maar ja, ek het maar 'n Smarty box van grond hierso. En as jy nou moet dink, nee, die jaar wat jy gehad het, wil ek nooit weer terug oor hê. Waaraan, ek nou kom jy by stroop uit en dit lyk actually nie te bad nie. Ek sou baie meer dit verwag het. Met die hoeveelheid besproeiing wat ons moes neersit, ons het na ons geplant het tot en met middel Desember 'n hele volle 90 mm reën gehad en ons het September al geplant. So die eerste keer wat ek die spulpunte afgesit het was 17 Desember en toe het ek nooit weer gestaan. En ja, die resultaat is nog steeds hier, so dit verbaas my eintlik. Nou, wat dink jy? Okay, ek dink die opkoms, nê, uit die aard van die saak uit, ek dink daar sit iets in die toetrapwieletjies. Die kunsmisplasing, die pitplasing wat reg is. Daai road cleaners het verskriklik goed, hierdie is milies op milies. So die road cleaners het verskriklik goed gewerk om ander reste weg te vat. So goed dat ek het my tweede Badger gekoop. Ek wou 'n e-kettle hê, ek het die ander een ingeruil. Daar het geen probleem gehad nie, ingeruil, my e-kettle gekoop. So ja, nou is ons op die e-kettle bandwagon. Ouens wat op die fence sit wat dink, luister ek dink Badger of die of daai, maar soos hy weet net nie regtig wat sê vir hulle sê. Dis 'n Suid-Afrikaanse produk. Hy het alles wat noodsaaklik is, wat die hart van die planter is daar. Dis die tegnologie wat al die planters gebruik. Al jou fabrikate het gesien dis die beste tegnologie. Hierdie Precision Planting PTX, hulle uitmeetstelsel. Hy het dit op. Hy het net die tierlantuintjies gaan wegvat. Hierso is die oes, dit daar 18, 17,5. Die oes is nog steeds hierso. Hy's niks swakker as wat ek van tevore gestroop het. So ek is, ja, jy kan maar koop. Weet jy waar die naverkope diens van Roan is reg. Die sites en dealership netwerk nou vergroot. Ja, daar is nou Oranje planters daar buite, maar ja, dit vergroot net die parte beskikbaarheid, alhoewel parte enige plek beskikbaar is, maar dis alles oor die kante beskikbaar. Ek sal sê jy kan met 'n geruste hart koop, daar's nie probleem nie. Laaste ding, daai 2 jaar diensplan besigheid. Okay, obviously jy het dit nog nie nodig gehad om hom te gebruik nie. Maar moes hulle ooit iets vervang het op daai plante? Een ding wat hulle moes vervang is ek het dan 10 kg hier in 'n boerse klip vas. Maar dit was sê maar 2 uur die middag, teen 5 uur die middag, dus daar splinter die karretjie op my plant op my plant hou. Geen probleem.
sien, daar is waar jy soek. Right, so dit is Japie Breed hierso, Delma se area. Volgende jaar kuier ons sommer aan Aliwal Noord, nee. Okay, so, as jy belangstel, okay, dan weet jy, Badger, jy kan bank op hierdie besigheid. Linkie bo of hieronder, dan kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.